In die nuus vanaand, die ANC vergader met die DA en ander kleiner partye om alternatiewe te vind vir 'n BTW-verhoging op 1 Mei. 3 hoofstuk 9 instellings sal agter die kap van die bel kom oor die verloop van die omstrede evangelis Timothy Omotoso se hofsaak. En inwoners langs die Vaalrivier in Bloemhof ly groot skade na oorstromings. Goeienaand en welkom by die nuus. Die ANC se veelbesproke vergadering met die DA vind oormôre plaas. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula het bevestig dat vergaderings goed vaar met kleiner partye in 'n poging ter 11de ure om 'n BTW-verhoging op 1 Mei te voorkom. Daar is reeds vergader met 'n reeks partye insluitend Action SA, Bossa, die IFP en die Cape Coloured Party. Alternatiewe voorstelle om 'n BTW-verhoging te vervang gaan aan die tesourie voorgelê word. Politici in die nasionale tesourie is in 'n wedloop teen tyd gewikkel om 'n alternatief te vind vir 'n BTW-verhoging volgende maand. We have not met yet with the EFF, MK Party, the DA. We have not met with those parties at the Freedom Front Plus, Patriotic Alliance, UAT. We have not met with them, those parties, and the Rise Mzansi. To ensure that we reduce the demand for VAT, things like reducing foreign missions, looking at how some of the funding in the National Empowerment Fund is allocated, looking at how we rationalize some of the SOEs in order that we stop bailouts. Die PAC steun die Departement van Finansies se begroting met voorwaardes. If a VAT increase is unavoidable, it must be temporary, targeted, tied to real structural reform that address corruption, inefficiency, and elite tax evasion. We don't support a VAT hike that deepens poverty. Die ANC vergader met verskeie partye terwyl onderhandelinge oor die begroting voortgaan. Die Amerikaanse tariefverhogings gaan ook 'n impak op verskeie Suid-Afrikaanse nywerhede hê. Wêreldwyd word die verhogings gesien as die grootste handelsskok sedert die 1930s. Plaaslik het baie sakeondernemings begin om hulle werksamehede aan te pas om finansiële verliese teen te werk. Sommige sitrusmaatskappye het uitvoere gestop en stort hulle produkte by versapingsaanlegte. Wat is hierdie tariewe en wat beteken dit vir gewone Suid-Afrikaners? Tariewe in leuke terme is 'n boete wat gehef word wanneer produkte ingevoer word van 'n ander land. Dit word gebruik om plaaslike nywerhede te beskerm. 'n Verhoging in tariewe beteken dat die produksiekoste ook verhoog. All the companies that are involved in exports to the US will find themselves having a problem in terms of selling their goods over there because it will simply increase the prices because the people will pay the price for this good together with the tariff, which will then discourage demand for the products from South Africa. And because of that, it's going to affect our growth in the sense that our exports are going to diminish now because we need to drive the exports to grow the economy. If your exports are being lowered or being diminished or reduced, then obviously it's going to hurt your rand, which is going to be weak. Verhoogde handelstariewe het ook 'n groot uitwerking op munisipaliteite, soos die Nelson Mandela Bay Metro wat swaar op nywerhede steun. We're very concerned about how that will impact us because we are a manufacturing-based economy and very reliant on the automotive sector in particular. And that sector has been hit quite hard in terms of the global tariffs that have been imposed. So we are currently doing an assessment among our members to understand the kind of implications we can expect. But I think it's too soon to tell exactly what they will be. Kenners meen sakeondernemings sal toenemend handelsbesluite moet neem om beleggings en werksgeleenthede te beskerm. Hoewel Amerika 'n tydelike pouse van 90 dae ingestel het op tariefheffings op tientalle lande sodat bilaterale samesprekings kan plaasvind, bedreig die handelsoorlog tussen die wêreld se grootste ekonomieë steeds die globale ekonomie. Die Trump-administrasie het 'n kort rukkie gelede aangekondig dat hy sy tariewe op invoere uit China tot 145% verhoog.
Dit nadat Beijing se verhoging van 84% om Amerikaanse goedere vroeër vandag in werking getree het. Markte wêreldwyd het aanvanklik die hoogte ingeskiet na president Donald Trump se verrassende aankondiging oor die tydelike verligting vir lande wat nie vergeldingstariewe teen die VSA ingestel het nie. Amerikaanse markte het egter negatief geopen nadat senators van die Demokratiese Party kommer uitgespreek het oor moontlike handel met binnekennis wat verband hou met die tariefpose. Pause liewer. Na dae van reuse verliese op Wall Street markte het sake aansienlik verbeter met die Dow wat meer as 7% en die S&P 500 met meer as 9% hoër gesluit het. Die Nasdaq was meer as 20% in die groen na die aankondiging oor die 90-dae pause. USTR has informed us that there are maybe 15 countries now that have made explicit offers that we're studying and considering and deciding whether they're good enough to present to the president. Die Europese Unie het later 'n pause van 90 dae aangekondig met sy vergeldingstariewe op Amerika wat aandui dat hy bereid is om met onderhandelings te begin. We are not going to offer any greater detail at this point about what we are or are not saying to the Americans beyond what we have already said. We want to negotiate. We want to talk. We appreciate that you have brought this pause on so-called reciprocal tariffs, and we in turn are now pausing our proposed countermeasures. China het ook aangedui dat hy oop is vir onderhandelings. China's position is clear and consistent. The door to talks is open, but dialogue must be conducted on an equal basis with mutual respect. China will stand by its position until the end. Maar demokrate het gou 'n paar ongemaklike vrae begin vra oor moontlike onwettige transaksies wat verband hou met die tydelike uitstel van die tariewe. Dit het gevolg nadat Trump op sosiale media gesê het, dit is 'n uitstekende tyd om te koop, kort voordat hy die aankondiging gemaak het, wat markte oor die wêreld dramaties laat styg het. We need an independent investigation into market manipulation because Americans need to know whether President Trump or anyone in his administration manipulated the market to benefit their donors, all while they are working for the American people. Suid-Afrika is een van die lande wat nou net 'n 10% heffing sal hoef te betaal op sy uitvoere na die VSA. Dit is heelwat laer as die aanvanklike 31%. Suid-Afrika is glo ook een van die lande wat in die ry staan om met Amerika te onderhandel oor 'n ooreenkoms tot voordeel van albei lande. Die Good Party sê hy is besorg oor 'n sogenaamde geheime Israeliese besoek deur parlementslede van twee partye in die regering van nasionale eenheid. Die DA en Patriotic Alliance LPs se besoek kom teen die agtergrond van die regering se saak teen Israel by die internasionale strafhof. Volgens die Good Party dui die besoek daarop dat die partye Israel steun wat strydig is met regeringsbeleid. 'n Sosiale media boodskap het oënskynlik die besoek rigbaar gemaak. 2 DA-lede en 2 PA-lede het na bewering vergader met die Israeliese eerste minister Benjamin Netanyahu. Given that these parties are in the government of national unity, is what they were doing in Israel, who paid for them to travel to Israel, and what message did they deliver to the president of Israel or anybody else that they met. The trip is ill-considered given South Africa's position on Israel and its genocidal attacks on Gaza. Volgens die DA was dit 'n privaat besoek deur sy lede, Bridget Masango, wat die parlementêre voorsitter is van die Portefeulje Komitee vir Maatskaplike Ontwikkeling, en Nicholas Meiburg. Die pas afgelope besoek aan Israel as ook die Palestynse gebiede deur 'n groep individue, waaronder ook lede van die Demokratiese Alliansie, is onderneem in die persoonlike hoedanigheid van daardie mense en nie namens die DA nie. Hierdie mense het die reg van vryheid van keuse om te besluit watter lande en watter plekke hulle wil besoek. Die PA-LPs Ashley Souls en Millicent Matopa was ook deel van die besoek. The Patriotic Alliance's leadership has therefore never made a secret of their support for Israel, as well as our support for peace between Israel and Palestine. Anyone who may have missed this fact is either living under an extremely large rock or has an extremely small brain. Dit is nie duidelik wie betaal het vir die besoek en hoeveel dit gekos het nie. Zelene Merrington, SAK nuus, Parlement.
3 van die land se hoofstig 9 instellings gaan die uitspraak want die Nigeriese pastoor Timothy Omotoso onskuldig bevind het op 32 aanklagte ondersoek. Die kommissies vir geslagsgelykheid, die bevordering en beskerming van die regte van kulturele, godsdienstige en taalkundige gemeenskappe en geslagsgelykheid en die Menseregte Kommissie wil verskeie persone wat by die saak betrokke was tot verantwoording roep. Omotoso en sy 2 medebeskuldigdes is verlede week in die Hooggeregshof in Gqeberha vrygespreek op alle aanklagte teen hulle na 'n verhoor wat 7 jaar geduur het. Dit sluit in afpersing, mensenhandel en verkrachting. Dit lyk asof dit nog nie die einde van die Omotoso-saak is nie, nadat die 3 hoofstuk 9 instellings aangedui het dat hulle die uitspraak wat die pastoor en sy medebeskuldigdes onskuldig bevind het, wil ondersoek. The 3 commissions will jointly conduct an inquiry into the processes that led to the outcome of this and other cases. For that reason, several institutions and individuals will be called upon to appear before an inquiry within the next few months. Almal wat betrokke was by die saak, insluitend die staatsaanklaer, gaan moontlik geroep word om voorleggings te doen. People that will be inviting to the inquiry, obviously the victims, obviously the institutions, the various institutions within the criminal justice system, civil society, and we'll invite all interested parties from the broader community to come and do submissions to the inquiry. Die instellings het die land se getuiebeskermingsprogram as onbevoeg en waardeloos bestempel. Die fluitjieblaser in die Omotoso saak is daar voor die uitspraak koelbloedig doodgeskiet. Een van die slagoffers, Cheryl Zondi, is ook na bewering onregverdig behandel. I applaud you for saying you're going to have the inquiry, but this also will it not also cause another form of secondary victimization to the survivors and the victims of Omotoso, not just him, many others who are victims who have been in the situation of Cheryl Zondi and the victims that come forth. Inwoners langs die Vaalrivier in Bloemhof skuif na hoër grond weens stygende vloedwater, terwyl 2 jongelinge se dood betreur word wat riviere in vloed wou oorsteek. Dit en ander nuus net hierna, sien jou nou. Welkom terug. Sake-eienaars en inwoners langs die Vaalrivier in Bloemhof in die Noordwes soek bystand van die regering nadat hulle huise en besighede oorstroom het weens swaar reën. Hulle was vroeër van dese week ontruim nadat water van die oorvol Vaalrivier hul eiendomme beskadig het. 'n Gefrustreerde gemeenskap sê sommige van hulle sal nou van die grond af moet herbou. Ek weet nie sal ek kan aangaan nie, dit hang alles af van die regering af. Gaan hulle die plek deursit as 'n rampgebied, laat ons 'n bietjie hulp van die regering afkry. Ek vra dat die government sal kom en hulle sal ons assistance, hulle sal ons help om hierdie plekke weer op te bou. Onthou, ons almal het nie assuransie nie. Hier's dalk 2 of 3 mense dalk op hierdie hele oewer van ons wat dalk assuransie het, wat dalk kan uitbetaal. Die res het nie assuransies nie. Die oorstromings het ook tot werkverliese gelei. We're all out of business at this stage. On the 16th of February 2023, we also had a flood like this. We're still recovering from that, and now again. So, for tourism, that is very, very bad in South Africa. Die Lekwa Temane plaaslike munisipaliteit sê sake-eienaars moet met die nasionale regering in gesprek tree. There is a concession from either the part of national government or from the part of residents that they are close to the river, and as a result of that, they should not be building there. Government must enter into talks with them to see what is it that can be done for them to be relocated, operate their businesses somewhere. Die minister van Water en Sanitasie, Phemi Majodina, sal na verwagting die Bloemhofdam môre besoek. Intussen is 2 gesinne in die Oos-Kaap steeds verpletter nadat hulle kinders Sondag verdrink het. Die 10-jarige Umpile Ndlelentelo is meegesleer terwyl hy 'n laagliggende brug in Mkanduli oorgesteek het.
En die 18-jarige Lita Mbabala het verdrink terwyl hy 'n rivier in vloed naby Coffee Bay oorgesteek het. Die lyke is onderskeidelik Dinsdag en gister opgespoor. Umpile wou saam met sy ma en sibbe 'n laagliggende brug oorsteek. Die gesin het teruggekeer vanaf die begrafnis van 'n familielid wat in 'n soortgelyke voorval gesterf het. Die gesin van 10 bly almal in 'n een-vertrek modderhuis. Tydens swaar reën kan die inwoners van Mboziza nie die laagliggende brug oorsteek nie. Mbabala het op dieselfde dag verdrink. Sy familie pleit ook vir hulp. Die King Sabata Dalinjebo plaaslike munisipaliteit sê die brug sou binne 'n maand voltooi gewees het, maar bouery is weens swaar reën vertraag. Die Noord-Kaapse Hooggeregshof het die 20-jarige Jermaine Long tot 15 jaar tronkstraf gevonnis vir die moord op Brendan Brooke en Elebogeng Raad in onderskeidelik 2022 en 2023. Beide slagoffers was inwoners van Santa in Galeshewe en is deur Long met 'n mes doodgesteek. Na die moord op Raad het dit gebleik dat daar nog hangende sake teen Long was, insluitend poging tot moord en opsetlike saakbeskadiging. Long is ook tot 11 jaar tronkstraf gevonnis vir aanranding en aanranding met die doel om ernstig te beseer. Hy het 'n bykomende 25 jaar gekry vir moord met voorbedagte rade. Ja, hy gaan nie terugkom nie, maar ek voel daarom bietjie ligter. Ek voel om aan te gaan met my lewe, want ek sien die mens wat dit gedoen het sy straf gekry. So, hy moet betaal vir wat hy gedoen het. Elke oggend 6 het ek opgestaan en die FM opgemaak met die hartseer wat ek gehad het. Maar hulle het my gebou met die gebede van die moeders wat hulle gebid het. En die pastoor wat die 6 o'clock beginne en die pastoor wat 12 o'clock beginne. Ramakapela, ek wil julle baie dankie sê. Brendan Brooke se familie het ook die vonnisse verwelkom. Hy 50 jaar vat hom vir hy kind wat gesteker wat net by die hek gestaan het wat hom niks gemaak het. So ek sê net dankie vir die community en die magistraat en die speerders wat hulle se werk baie mooi gedoen het. Ek is baie bly. Long sal die vonnisse gelyklopend uitdien. Tegnologie ter waarde van 150 miljoen rand sal vanjaar tydens die paasseisoen ingespan word om korrupsie op die grens te bekamp asook sekuriteit te verskerp. Die minister van Binnelandse Sake, Dr. Leon Schreiber, en die kommissaris van die Grensbestuursowerheid, Dr. Michael Masepato, het die operasionele planne vir die opkomende Paasfees bekend gemaak. Die multi-miljoen-randse toestelle sluit onder meer hommeltuie, liggaamskameras en biosekuriteitsskandeerders in. Die toestelle wat deur Armscor verkry is, sal ingespan word om onder meer onwettige handel te bekamp en immigrasieprosesse vaartbelyn te maak. I think the message has to also be very clear to anyone who thinks about coming illegally into South Africa. For the first time ever, we will see you. We will see you in the daytime, we will see you in the nighttime, we will see you hiding behind a tree, we will see you driving away in a vehicle, we will see you crossing a river, we will see you trying to get through a fence, and we will catch you. Die operasionele planne sal oor die paastyd by alle grensbeheerpunte ingestel word. Verlede jaar is 1,1 miljoen reise tussen 26 Maart en 4 April aangeteken. Dit was 'n skerp toename van 23,33% in vergelyking met die 913.000 reise wat in die 2023 paasseisoen onderneem is. All BMA senior and executive managers will be deployed to critical ports between the 15th and the 24th of April 2025. This includes, in particular, Limbombo Port of Entry to Mozambique, Beitbridge Port of Entry into Zimbabwe and into the continent, Groblersdal Bridge Port of Entry into Botswana, Kofontein into Botswana, OR Tambo International Airport, Cape Town International Airport, Oshuk Port of Entry into Eswatini, Fixback, as well as Maseru Bridge Port of Entry to Lesotho. Masepato sê streng sekuriteitsmaatreëls sal oor die tydperk geld. Die voorsitter van die staande komitee vir verdediging, Malusi Gigaba, sê dis onwenslik dat minder as 1% van die nasionale begroting aan die weermag toegeken is.
Kigaba het tydens 'n media-inligtingssessie van die voorsitters van die Vrede- en Sekuriteitgroepering bevraagteken hoe die land sy grondgebied kan verdedig. Kigaba sê 'n 0,7% toekenning aan die weermag is veels te min. Dit moet minstens 2% wees. Volgens hom is die onderbefondsing van die weermag uiters kommerwekkend en beïnvloed sy operasionele vermoë. Without the required capabilities such as the Roy Falk attack helicopter or operable Gripen fighter jets, the ability of the SANDF effectively to defend South Africa's territorial integrity remains in doubt. Furthermore, air and maritime defense remain underfunded, affecting operational readiness. Getting the entire defense value chain functional should be a critical preoccupation of the 7th administration. Kigaba sê daar is nog nie sekerheid oor 'n onttrekkingsplan vir die Suid-Afrikaanse soldate uit die Demokratiese Republiek van die Kongo nie. Of critical importance for the committee is how the members of the SANDF and our prime mission equipment will be secured and returned to the country, especially in light of the volatile and unpredictable nature of the area in Goma. The committee is still also to receive a detailed assessment of the impact of the withdrawal on SANDF members deployed as part of MONUSCO, the United Nations Organization Stabilization Mission in the DRC. Daar is ook versoeke dat die weermag die Suid-Afrikaanse Polisiediens moet bystaan om misdaad te beveg. 29,000 people die in the hands of criminals, whilst we have the National Defence Force, whilst we have the police, whilst we have the intelligence. And this is a cause for concern because what it means in a constitutional democracy is that for any negligence in a constitutional democracy as a form and a system we chose, the state can be held liable or can be sued. Kigaba en Lgote sê Afrika beklei steeds vir 'n permanente posisie op die Verenigde Nasies se Sekuriteitsraad. Kom ons kyk hoe die markte kort gelede om 8:00 vertoon het. Hierna volg die sportnuus en die weer, bly ingeskakel.
Die beheerraad van die Premier Sokkerliga het die aanbeveling van die uitvoerende komitee van die liga om Royal Am se lidmaatskap met onmiddellike effek te beëindig uitgevoer. Verteenwoordigers van al 31 professionele spanne het sonder Royal Am by die Sandton Konvensiesentrum in Johannesburg vergader. Royal Am is in Desember onder kuratorskap geplaas weens sy eienaar Sean Mkhize se skuld van R40 miljoen aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. Hulle het sedert laat verlede jaar nog nie 'n wedstryd gespeel nie. Die uitspraak het 'n beduidende impak op die liga met al Royal Am se punte vir die seisoen wat nietig verklaar word. Die Spaanse in die Afrikaanse redaksie groet tot môre aan. Dankie vir die saamkyk. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand sal dit bewolk wees langs die suidkus, in die oostelike gedeelte van Suid-Afrika, 'n kans vir ligte reën oor 'n groot gedeelte van die Oos-Kaap en dan langs die ooskus en in die noorde, 'n tamelike sterk wind al langs die ooskus en dan sal dit ook winderig langs die Weskus wees. En dit is vir vanaand. Nou kyk ons na môre, steeds bewolk in die noordelike helfte van Suid-Afrika, 'n kans vir ligte reën oor Limpopo, Mpumalanga, KwaZulu-Natal en oggendmiskolle al langs die ooskus, die suidkus en 'n gedeelte van die Weskus en dan ook winderig al langs die kuslyn van Suid-Afrika. Ons kyk nou na die temperature en in Gauteng, daar begin ons, Pretoria oornag 13, later 25 en Springs 24 is die maksimum daar en gedeeltelik bewolk môre oor 'n groot gedeelte van hierdie provinsie. Die volgende provinsie is Limpopo en daar kyk ons na 30 in Musina, Phalaborwa 29 en dan oornag in Bella-Bella 14, later 29 en dan in die noordelike gedeelte van Limpopo sal dit reënerig wees. Ons volgende provinsie is in Mpumalanga. Ons kyk daar na temperature in die middel 20s, Carolina 22 die maksimum en Skakuza warm daar 30 sal die maksimum daar wees. En nou in KwaZulu-Natal middel 20s waarna ons daar kyk, 23 vir Durban, reënerig oor die hele provinsie, Kokstad oornag 10, later 21. Nou in die Oos-Kaap, Gqeberha 24, middel 20s temperature vir hierdie provinsie, 24 vir Oos-London en die volgende provinsie is die Wes-Kaap. In Kaapstad sal dit 26 wees, dit is die maksimum daar. In die Klein Karoo en Oudtshoorn 29, Beaufort Wes ook 29 warm daar en dan in die noorde van die Wes-Kaap warm in Klein Willem 31. Die volgende provinsie is die Noord-Kaap, ook warm daar in Appington 31, de Aar 26 en dan oornag in Sutherland 26 is die maksimum en gedeeltelik bewolk in die Noord-Kaap. Nou in die Vrystaat ook gedeeltelik bewolk oor 'n groot gedeelte van hierdie provinsie, reënerig in Wepener 22, Gariepsdam oornag 11, later 24 en dan ook die laaste provinsie en ons weervoorspelling is Noordwes, middel 20 temperature en Klerksdorp 26, Potchefstroom 25, oornag in Taung 11, later 26 en as aan al van die Weersentrum, goeienaand.